'n hondehart. Here, nou die gees het al ons jonge so gevang. Dit is hoekom in vandag se tyd kry die jong manne, hy wil sommer sy eie suster verkrag. Here is 'n bose gees wat jou bied het, man. Maar die bloed van Jesus maak alles nuut. As hy vandag uitkom, halleluja, dat die lewe stap, dat ons skep vir jou 'n nuwe lewe. Hoor jy nou die Bybel sê, daar's niks nuut op hierdie aarde nie. Nou weet jy wat die ding gebeur? In die boek, in die Bybel, in die boek van die konings was 'n man met die naam van Dawid wat 'n koning was. Luister nou, Dawid se seun het sy eie suster verkrag. Sy eie suster. Maar hy was gevang deur hierdie bose gees. En dit is tot vandag nog so. Halleluja, daar's 'n getuienis van 'n jong man aan die kant van Oudtshoorn. Die man het sy eie ma verkrag. Here, as die pa weggaan, as hy so op die ma. 'n bose geslag, 'n ander geslag het op ons Kaapse vlakte. En ons het die Here nodig. Ek hoop jy sê, mami, daar's geen manier. Hallo, om die strijd hier te maak. But we give you Jesus. He's the water that you drink. And you will never thirst again. Jong meisie, miskien was sy verkrag gewees. Jong man, miskien was sy verkrag. Hierdie bose geeste soek jy uit nie. Here, daar's jong kinders wat mense voor kan sien. Die diere hartse bose gees. As in ons Kaapse vlakte. En ons mense weet nie meer wat om te doen. Ek hoop jy sê, jong man, alhoewel daar's nog kans en hoop vir jou. As ek kom na die kruis toe, prys die Here wat die Bybel sê, vir sy lewe en vyf, dan kyk die hand van die Here, is nie te kort om jou te jaap nie, en sy oor is nie te swaar om jou te hoor nie. Luister, die Bybel sê, Nebukadneser het aan die veld gewoon, halleluja, het soos 'n dier geword. Here, nou te kry jong manne, as jy dan nie slaap trek, as jy nie, ek wil hom sommer 'n kabane in die jaard maak. Weet jy hoekom? Allee, wat is die diere hart wat in jou is, wat Satan in jou gesit het. Nou, ek gaan op die skok. Het jy geweet dat hierdie gees, daar's mense wat nie tikkie, daar's mense wat nie wyn drinkie, daar's mense wat nie so kinders so kundige probleem het nie. Maar hulle is gevangen deur die bose mag. Kyk hier wat die Bybel sê, die Here het geweet, is ons daar gesê, dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede wat in die lig is. Dit is hoekom hy die neiging skryf van die diere hart. Here, nou hierdie bose gees, hy is net by ons so jong manne nie, maar hy is ook by ons so jong dames. Dit is hoekom daar's jong meisies, alleen wat kinders het, ek ry nou die dag, 'n maand gelede in 'n Uber. Ek praat van die drywer, hy sê sy kind is 2 jaar oud. Die vrou los die kind aan die huis alleen, sluit die deur toe. En sy gaat loop en syk en gaat hoer in die rond, as ons nog hoer. As ons sien, seks voor die huwelik is nog 'n sonde, jong mense. Die Bybel sê jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Halleluja, prys die Here. Halleluja, as ons op by die ou sag, hy sê, hou jou liggaam rein. En daar is net een manier om jou liggaam rein te hou. Dit is wanneer jy na Jesus toe kom, want die bloed reinig jou van alle sonde. Luister, Nebukadneser, hy is in die veld en hy is soos 'n dier. Hy bly met die diere, sy hare groei lang tussen die kry mense. Nou die mense identifiseer die ding, hulle sê, is die tik. Sy kry mense dan staan en praat om soms aan homself, of hy kyk so aan die dak, en het hy 'n conversation met homself. Dan sê hulle, hy is mal. Hy sê, mannie, hy is in kontaks aan die bose gees, wat een gesprek met hom aanvoer. Hoor die bose gees is so intelligent, die krag hou nie in die huisie. Hy werk met 'n plan uit, om dinge die mekaar te maak, in die huisen. Halleluja, as hy nie by die kos is nie, hy soek 'n manier, prys die Here, halleluja, om die drukking op die huis te sit. Halleluja, dit is wat ons altyd sien. Hulle hou van vullis. En wil net rondom die vullis wees. Die mami, die families kan ordentlik as nie, maar weet jy, sy is nie so nie, man. God het jou nie so geskapen nie. Jou ma het die geboorte gegee aan iemand, halleluja, wat die dinge doen wat sy doen nie. Maar dat die Bybel sê dat die duivel het gekom om te verwoes, om te eis en dood te maak. Maar Christus Jesus het gekom om lewe en oorvloed van lewe te gee. Hoor jy nou die Bybel sê, dat geen verlossing sonder bekering nie.
Nou hierdie evangelie wat ons van praat is 'n kniebuigsaak en 'n tongbeleidsaak. Jy kan nie op blou loop aan die kerk, is mooi. Maar die Bybel sê daar's geen verlossing sonder bekering nie. En hierdie evangelie is net vir mense wat verslaaf is aan drugs en verskillende dinge doen nie. Nee, halleluja, maar dit gaan oor eternity. Where will you spend eternity? Daar's net een manier. Die Bybel sê kyk die boeke was geopen. Halleluja, die boeke van die lewe was geopen. En as dit bevind is, het jou naam nie daar in is nie. Ek gaan dit nie aan nie. Daar is geen jare uur vir jou nie. Ek kan my nou leer en swartel in jou bloed uitroep. Sy kan nie roep, hy het Here jaap nie. Sy kan nie. Die man in die kruising het hy genade kans gegee, want Jesus moes nog sterwe. En toe Jesus sterwe, toe sê hy, dink aan my. Nou vanaand, halleluja, is jou geleentheid, jong meisie. Vanaand is jou geleentheid, jong man. Vanaand is jou geleentheid, daddy. Vanaand is jou geleentheid, mami, om na die lewe toe te kom. Want die Bybel sê dat wie wat in my glo, hy sal lewe, al het jy ook gesterwe. Nebukadneser het die karaktertrekke van 'n dier aangeknoop. Dit is wat duiwel met ons mense maak op die Kaapse vlakte. En die hartjeste ding is dat ons skuldig is onder hierdie juk van hierdie bose gees. Halleluja, jy kan nie met jou kind winkel toe stuur nie. Dan staan jy by die winkel gereed om te roof. Maar hy is gevangen deur 'n bose gees. Halleluja, wat besit geneem het van jou lewe. Hoor die president van hier nou. Daar's 'n openbaring oor hierdie saak. Die Bybel praat van die man van Gadara. Lees dit, hy is ook baie mammies. En dit is voel hulle kind uit die huis uit sit. Halleluja, wat die drukking, halleluja, wat die kind doen in die huis, as van so 'n aard, dat hulle dit nie meer kan hanteer nie. Die Bybel sê, hierdie man moes aan die grafte woon. Hy kon nie in die huis kom nie, maar die bose geeste het besit geneem van sy lewe. Luister, die Bybel sê, toe die Here van vra, wat is jou naam? Toe sê hy, Legion, van ons is baie. Hy kon nie sy eie naam meer sê nie, want die duiwel het besit geneem van sy lewe. Dit is hoekom mami altyd sê, dis nie my kind die man, my kind is so nie, ek kan nie my kind so negatief hom vir haar, so groot gemaak nie, maar sy wat nou gevang is die bose gees. Halleluja, vandag bring ons vir u goeie nuus. Dat ongeveer 2000 jaar was daar man wat op dierenprys betaal het, op die hemel van Golgotha, met die naam van Christus Jesus, en deur sy bloed prys die Here, as daar genade vir jou, as daar nuwe kans vir jou, halleluja, het hy moontlik toch 'n moord gepleeg, daar is genade vir jou. Ons het gehoor wat die broer gesê het, 'n man wat manne om hom uitgeëet het, wat uitgedraf het. Luister nou die woord die gesegd op die Kaapse vlakte, daar is net een nooit in, en daar is net een nooit uit, maar die Bybel sê dat Jesus is die deur, tot die ewige lewe, en vandag is die deur hier, halleluja, hy steek sy liefdeshand uit, halleluja, hy wil jou optel vandag, is baie eenvoudig, mami, ons lewe in die laaste dae, die hongersnood is hier, die verdrukking is hier, ons moet die Here Jesus in ons hart hê, ons moet die Here Jesus in ons huis hê, prys die Here, halleluja, dat is die manier, om hom in jou lewe te het, as van sy verdwaan sê, Here, ek kom hier, tot die ewige lewe, en vandag is die deur hier, halleluja, hy steek sy liefdeshand uit, halleluja, hy wil jou optel vandag, is baie eenvoudig, mami, ons lewe in die laaste dae, die hongersnood is hier, die verdrukking is hier, ons moet die Here Jesus in ons hart hê, ons moet die Here Jesus in ons huis hê, prys die Here, halleluja, dat is die manier, om hom in jou lewe te het, as van sy verdwaan sê, Here, ek kom net soos ek is. Halleluja, daar is niks van 'n nuwe blaadjie omslaan nie. Ons het dit probeer. Die blaaie van die boek het daar opgebod. Ons moes al diksinnes en goedes aanskryf. Hy werk ookie. Halleluja, wat ons hart vir die Here gee. Toe skryf ons 'n naam in die boek van die lewe. Wat ons die versekerheid gee dat ons gaan loop op strate van goud. Luister in dieselfde boek as vandag hier. Miskien sê jy vir jouself, Here, my lewe is niks as niks my buite kan nie. Ons mense soek in doktrin net dat hulle dink dat halleluja, as die werk is en nutteloos. Maar dan is hy kom werk vir die Here, man.
Halleluja, kom werk van die Here Jesus. Lees dat jy by die Here werk. Halleluja, jy is siek en jy gaan op jou knieë. En jy roep hierdie God van die hemel en dan maak hy jou gesond. As jy by die Here werk en as nood in die huis en die kragboks is op een en jy roep hierdie Here aan, dan voorsien hy, prys die Here, wil jou vyand gebruik. Lees dat jy by die Here Jesus Christus werk. Halleluja, en as dit in die huisie, dan voorsien hy. Ons as lewendige getuies, prys die Here, ek is naby afsluit. Weet jy, dat is 'n tyd in my lewe wat ek nie werk, ek is 2 jaar by die huis. Ek het niks klere nie, ek is uit klere uit en ek praat, ek sê vir die Here, Here, winter kom nou aan, ek het nie klere nie. Ek het nie 'n skoen om aan, ek het niks ordentlik om aan te trek, jy weet nie. Dieselfde aand, prys die Here, toe ek in Vredenburg kom, toe word af my die beste klere uitgedra, nie enige ding in my brengs. Nie dat het iets is nie, maar die Here gee net die beste. Halleluja, dit is wanneer sy na hom toe kom. Dit is wanneer sy in hom is. Halleluja, hy sê, bly in my soos ek in julle. En daar is net meer met hier as die Here in jou woon. En dit is as hy vandag sê, Here, kom net soos ek is. Die Bybel sê, daar skiet maar onderskeid nie. Daar moet verkondig dat alle nasies die Here moet dien. Ons sê, Christgebore is dit waarborg jou nie 'n plek in die hemel nie. Islam, wat 'n geloof van hierdie ganse aarde. Elke knie sal moet buig, elke tong sal moet bely. Dis 'n lekker evangelie, prys die Here. Kyk al die jong mense wat hier staan, prys die Here. Ons geniet ons, halleluja, ons jeug aan die Here, want ons het die lewe gesien, dat dit nie moeite werd is. Halleluja, nou nog aan die wêreld is, hy is oudtyds man. You must come into the festival of Jesus Christ. En nou nog te sit met 'n pyp en 'n bord. Hy is oudtyds. Ons is verby daai. Ons is nou in die lewe Christus Jesus. Vandag is die lewe hier. En hy praat saam met iemand vandag. Die Bybel sê, kyk, ek staan by jou hart se deur en ek klop. Hierdie oopligte is nie so net so nie. Maar as 'n waarskuwing wat uitgaan, prys die Here, jong man, soos jy bereik is om my stem. Jong dame, jong man, mami, papi. Halleluja, nou is die aangename tyd, die geleentheid is hier vandag. Prys die Here, ek staan nou ooplig aan die kant van Heideveld. Die môre vroeg 8 uur, 9 uur, en die jong man sit daar terwyl ek bedien met die woord van die Here uit. 2 dae na die ooplig diens skiet met die jong man dwars deur die kop. Op dieselfde plek waar hy gesit en luister het aan die woord van die Here. Ons is nie bedlakkie, maar die dood is 'n realiteit. Halleluja, en godsdienst se boodskap is uit voor die dood vir jou kom. Prys die Here, en dit is belangrik hoe die aarde gaat vandaag. Ons kan nie lieg by jou funeral. En soos weet jy wat sy laaste woorde is. Nie het nou ook aan van die woorde gepraat. Daar sê van jou laaste woorde, weet ek nie. Prys die Here. Nou is die persoonlike verantwoordelikheid tussen jou en God. Liefdeshand van die Here sien. Halleluja, alleen sy. Prys die Here teen die pad. Almal het jou afgeskryf, die familie, die gemeenskap. Halleluja, maar die Here sê, ek ken die planne wat ek kan gaande jou koester. Halleluja, hoopvolle toekoms, prys die Here. Halleluja, die Here is nog in staat aan lewe volbrakte werk te doen, as hy net wil kom. Die Here is hier vandag, ek wil hier bemoedig. Moenie anker op 2 gedagtes nie. Die Here is hier. Prys die Here met sy Heilige Gees. En die Here sien. Kom ons gee die Here prys.